Môre gemeente. Is ek aan? Ek is baie sag. Hoe kan jy my hoor? Nou kan jy my hoor, ja. Ja, goeiemôre julle. Dit is my so lekker eintlik het ons daar buite gekuier het. Ons maar sommer so in 'n kringetjie staan en net verder kuier. En dis presies wat ons maar eintlik maar gaan doen, hè. Ek staan nou hier voor, is baie eintlik ongemaklik. En die Bybelse tyd het hulle sommer so tussen mekaar gesit en het hulle die stories van God gedeel met mekaar, né? En eintlik is dit wat gebeur. Ons praat oor die stories van God vandag. Ons praat oor God. En ons deel met mekaar. En ons gee om vir mekaar, want ons is 'n familie. Kan jy dink, as geen ander plek in die suide hier rond waar daar so groep is soos vandag nie. Klomp ouens wat lief is vir God. Wat in Afrikaans die Here se woord hoor. Is dit nie amazing nie? Kom ons gee hom dankie. Here, baie dankie vir hierdie amazing voorreg. Dat U ons God is. U het ons van elders af. U het van ons eintlik van niks af nie. Kom oplig. En ons 'n nuwe lewe gegee. Iets wat ons nie verdien het nie. Iets wat ons nie kon gekoop het nie. Maar iets wat U vir ons gegee het. En nou is dit ons, U familie wat hier by mekaar is. En ons sit hier omdat U ons saamgetrek het. En ons gee om vir mekaar en ons bring lof en eer aan aanbidding vir U. So Here, as ons vandag hier by mekaar is, wil ons vra dat U deur die Heilige Gees elkeen van ons ontmoet. Elkeen van ons het 'n spesifieke woord wat hy vandag moet hoor of sy. En maak ons ore daarvoor oop. En daarom kom vra ek dat U ons sal seën. En ek kom lê op julle die genade en die vrede en die liefde, die goedheid, die barmhartigheid, die nabyheid van God. Die enigste God. Die een vir wie ons lief is met ons hart en siel en verstand. Daai God, seën ons. Amen. Nou Here, ons is besig met die laaste deel van 'n reeks. En sit gou van net een skuifie terug. En ons tema is eintlik maar die hele reeks van voor Kersfees af, onthou julle nog? Jesus skenk lewe. En hy skenk nuwe lewe. En sit gou van die eerste versie aan, maar ons moet nou nie daar begin speel nie. Hoor wat sê hy, nuwe lewe, die Here gee my nuwe vrede. En dan die tweede versie, so die tweede deel sê, hy gee vir ons 'n nuwe toekoms. En dis waaroor God gaan. Hy gee vir ons alles nuut. So vandagoggend, julle het al lank dit ontvang, maar is dit weer so 'n nuwe boodskap wat ons net kry van God, wat vir ons nuwe lewe gee. Nou moet julle sangers hier kom staan, want daai lied se intro is baie kort. En julle moet opstaan voor die intro. En dan moet julle begin met nuwe lewe. So jy moet ons klaar vir ons reg hê. Want die intro is 'n bietjie kort, ek sal hom 'n bietjie langer moet maak. Maar kom ons staan en dan gaan ons nou sing. Nuwe lewe, Here gee U my nuwe vrede, want U maak my vry van die bande, wanneer die vyand my wil wen. Nuwe toekoms, ek is in U hand vir die beter, U is aan my kant in oorwinning, sal
Is daar enige gebedsversoeke? Kan nou hierdie een lees. Ja. Daai kant. Niks hierdie kant nie. Daar is. Ja, so spesiaal vir iemand bid vandag, wat môre vir onderhoud gaan, so ek gaan sommer by jou staan. Ekskuus dat ek jou op die spot sit, maar ek gaan vir jou bid. Vader, ons is 'n familie wat vir mekaar uitkyk en vir mekaar lief is en vir mekaar omgee. En hier sit baie mense hier wat baie behoeftes het en een van ons groot behoeftes is net dood te voorhou om vir u beter te leer ken en 'n intieme verhouding met u te hê. Maar hier is mense wat sit en dink oor hulle huwelik en oor hulle gesin, oor hulle kinders, oor hulle ouers, oor hulle familie. Ons bid vir hulle. Het jy hande gesien wat opgegaan het? Mense wat sê, ek wil hê daar moet genesing vir my kom, daar moet 'n uitkoms kom. Ek wil spesiaal vir Jacques kom bid. Dit gaan vir 'n onderhoud. En ons weet, alles is in u hande. Wat ook al gebeur. U is in beheer. Maar ons wil vir u kom vra dat u vir hom baie duidelik sal lei en môre sal wys wat ook u wil is. Hier's ander mense hier wat sonder werk sit, Here. Wat dringend ook moet werk kry. So ons weet van mense wat se kontrakte kanselleer, so ons bring dit na u toe. Dankie dat ons hierdie amazing God het, wat al gaan dit hoe swaar, dan stap u nog steeds met ons. Wat u sê, en dis waar ons vashou. U sê, ek sal alles ten goeie meewerk vir die wat my lief het. Maak nie saak wat met ons gebeur nie. U sê, niks kan my skei, niks kan jou skei van die liefde van God nie. Nie dood nie, nie siekte nie, nie sonde nie enigiets wat ons vandag as ons grootste behoefte het. Niks sal ooit u liefde kan kanselleer nie. En daarom is ons dankbaar. Daarom is dit so amazing om 'n God te hê. En daarom is dit so dankbaar vir u genade en vir u liefde. Amen. Nou as jy dink oor die nuwe lewe, ons is nou die afgelope tyd besig met hierdie hele reeks oor die nuwe lewe, en een van die belangrike dinge wat Petrus sê, hy sê dat deur die kosbare bloed van Jesus het jy die nuwe lewe gekry. En het jy nou al gedink, hy sê geen goud of silwer of enigiets kan dit koop nie. Het jy nou al gedink, wat kan jy doen om jou nuwe lewe te koop? Wat dink julle? Niks. Dis onverdiend. Dis amazing grace. So kom ons staan en ons sing ons hierdie lied wat eintlik sê, dit is so ongelooflike genade. Dis al hoekom julle vandag hier is. Anders was julle daar buite ergens op 'n ander plek. Maar ons is hier as gevolg van God se genade. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
'Twas grace that taught my heart to beat, and grace my fears relieved. How precious then that grace had been, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. Like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. Like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Here, dankie dat ons nou U woord kan neem. Ons glo U woord is die waarheid. En U sê vir ons, deur die woord en die gees sal U ons leer. En ons het niks anders te nodig as die woord en die gees. En daarom vra ons dat U vir ons nou deur die woord 'n verdere stapie sal leer oor hierdie nuwe lewe. Sommige net weer vandag opnuut opgewonde sal wees oor hierdie nuwe lewe. So Here, gee vir ons 'n oop gemoed en 'n leerbare gees en maak ons harte ontvanklik vir U, sodat ons sal hoor. En sodat ons hierdie nuwe lewe gaan lewe, vol van opwinding en opgewondenheid. Seën die woord. Amen. Nou, julle, ons is so besig in Petrus. Nou, ek kan nou nie vir julle sê spesifieke verse wat ons gaan lees, want ons gaan redelik baie lees in die Bybel. Eintlik is dit so amazing as jy die hele boek van Petrus gaan lees. As jy nou vir iemand moet verduidelik hoe werk Christendom, dan lees jy net die boek Petrus. Sê vir hulle, lees daai brief wat Petrus geskryf het vir die mense, daai van Turkye en vir ons. Want daar vertel hy sê, hoe was ons? Hoe is ons nou? Wat het God gedoen? Sy amazing grace. En dan die gedeelte wat ons nou vandag gaan hanteer is eintlik maar net stukke wat ons moet lees oor hoe ons prakties Christen wees. Hoe ons prakties Christen moet wees. Dis eenvoudig. So ek kan nie vir julle 'n spesifieke gedeelte gee wat ons gaan daarvan af vers 2 lees. Ek gaan hoofstuk 2 aflees, maar julle kan eintlik as julle wil oopmaak by hoofstuk 2 vers 11 oopmaak en dan gaan ons daar begin, maar daarvan af gaan ek nogal redelik baie goeders rondom deur Petrus lees. En ek het dit so afgroepeer in 3 kategorieë waarvan hy praat. Daar's meer, maar veral die 3 kategorieë wat vir julle vandag belangrik is en vir my. Ek het laas weer 2 weke terug gesê,
Wat is jou mees kosbaarste besitting? Onthou julle? Wat was dit? Jou lewe. Jou lewe. Jy sê jou lewe met alles beskerm. As iemand siek word, dan sê ons nee, wat hierdie persoon se lewe red. As iemand verdrink, dan los jy nie die persoon nie, jy probeer sy lewe red of enigiets. As dit jou eie lewe is, probeer jy alles in jou vermoë, want die lewe is die kosbaarste besitting. Maar die slegste ding, of die slegte ding, of die realiteit, is eintlik die slegste ding, maar die realiteit van hierdie lewe, is dat hierdie lewe wat jy het, en wat ek het, vergaan. En dit verwelk. En dit verloor sy glans. En dan raak jy almal soos ek, oud. Maar is nie altyd so nie. Ja, julle gaan almal so word. Jy gaan jou glans verloor. Jy lyk nie meer so hot nie. Soos jy gelyk het nie. Al julle lyk nog hot, maar ek bedoel, ek is nou nie krities op julle nie. Ek is maar net besig om vir julle 'n les te gee oor die lewe. Want, weet julle wat, elkeen van julle het 'n expiry date. Dit is net so. Elkeen van julle en ek het 'n datum waar ons nie meer sal bestaan nie. So die kosbaarste ding wat jy het, is jou lewe, en dis nog steeds gaan dit nie vir ewig bestaan nie. En dis wat God kom doen in Jesus, en Jesus kom sê, maar dis vir my onaanvaarbaar, dat die ding wat jy die kosbaarste ag, die lewe, nie vir altyd gaan hou nie. En dan, dis waar we hierdie hele reeks gaan, en dan kom hy en sê, maar ek gaan vir jou nuwe lewe gee. En ek gee vir jou die nuwe lewe deur Christus, wat sy bloed aan die kruis betaal het. Hy sê, ek het jou gekoop met die kosbare bloed van Jesus, en dan gee ek vir jou 'n nuwe lewe. En dan sê hy, daai nuwe lewe is onverganklik. Dis onbesmetlik. Dis onverwelklik. Dit sal nooit sy glans verloor nie. Dit gaan nooit besmet kan word nie. En dit sal nooit vergaan nie. Dit gaan vir ewig hou. En jy het dit klaar. Dis die nuwe lewe. En nou kom hy, en dis wat ons hierdie paar weke gepraat het, hy sê, dis die perfekte geskenk, wat hy gee vir nie perfekte mense soos julle en ek. In 'n nie perfekte wêreld, kry jy die nuwe lewe, as 'n God geskenk. En nou moet ons met daai lewe lewe. En hierdie lewe verander jou status. Want jou status was voor jy die nuwe lewe gekry het, ver van God af. Onthou julle, as jy dit gelees, jy's ver van God. Jy's ver van redding af. Jou nuwe lewe, of jou ou lewe, het jou gevat na 'n plek toe waar God nie is nie. Maar die oomblik as jy dit glo, dis dan Johannes 1:12, as jy dit glo, dan sê hy, dan word jy 'n kind van God. So wat is julle status wat glo in God? Kind van God. Dis wie jy is. So as iemand sê jou vra, maar wat is jou status? My status is kind van God. Nie omdat ek goed is nie, maar juis as gevolg van His amazing grace, het hy my sy kind kom maak. Maar is 'n ander status wat ons kry, as jy die nuwe lewe kry. Want voor die nuwe lewe, is jy deel van hierdie wêreld. En is jy deel van hierdie demoniese schemes van hierdie wêreld. En is jy deel van hierdie wêreldse begeertes, en dryf, en soek na niks. Maar die oomblik as jy sê, my status verander, van ver van God, na kind van God, dan verander jou status van, in die wêreld, na vreemdeling. Hoor wat sê Petrus, 1 Petrus 1 sê, van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld. Dan sê hy hoofstuk 2 vers 11 sê hy, geliefdes in hierdie wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle aan om julle nie aan die sinnelike begeertes toe te gee nie, want dit verwoes nie die lewe. Die ou vertaling sê, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Hoor nou mooi. Wat is jou status? Jou status is kind van God, maar die oomblik as jy kind van God word, dan word jy 'n stranger, dan word jy 'n alien, dan word jy iemand wat vreemd is in hierdie wêreld. Die definisie of die Griekse woord word so vertaal vir vreemdeling. Hy sê, a person who for a period of time lives in a place which is not his normal residence.
So jy kry die status van tydelike adres. Jy het 'n tydelike adres. Jy het glad nie, in hierdie wêreld het jy nie meer 'n permanente adres. Niemand van julle het PR hier nie. Niemand nie. Nou, miskien in Australië, maar nie in die wêreld nie. Jy is op 'n 457 en hy gaan eendag expire. Klaar. Nou jy teruggaan waar jy vandaan kom. Dan gaan jy na God toe. Dis wat hy vir ons sê. So hy sê, as jy 'n vreemdeling is, en jy hoor my status, as jy 'n kind van God is, en ek hoor my status is die van 'n vreemdeling in hierdie wêreld, dan is die eerste ding wat jy moet hoor, wat gebeur met jou in hierdie wêreld? Daar's 'n oorlog by jou tydelike adres. Daar's 'n oorlog. Hoor wat staan daar? Hy sê, onthou van vleeslike begeertes, wat stryd voer teen die siel. Hy sê, die Engels sê, abstain from sinful desires. Dis die wêreldse begeertes, which war against your soul. Daar waar jy bly, in hierdie wêreld, waar ons bly met 'n nuwe status, met nuwe lewe, is daar 'n oorlog, want die wêreld, in die eerste plek, aanvaar nie dit wat ons glo nie, en in die tweede plek, wil hulle dit wat ons glo, beveg. Sê, maar jy kan nie so dink nie. Jy moet dink volgens ons norm, en as jy nie volgens ons norm dink nie, dan is ons in stryd met jou. Aan die ander kant om is, as jy glo, en jy sê, ek is 'n kind van God, en my status by my nuwe adres, is die van 'n vreemdeling, 457, ek is op pad na die hemel toe, dan is ek in stryd met sonde. Dan raak dit 'n stryd, dit is 'n geveg, die hele tyd. Dis wat hy vir ons wil sê. Ons kan nie deel wees van hierdie wêreldse stelsel, want jou status het verander. Maar nou is God so amazing. Nou weet hy ons is 'n perfekte geskenk vir nie perfekte mense, wat se status klaar verander het, maar in praktyk, dag vir dag, leef ons nog nie volgens ons status nie. Elke dag het jy die status van kind van God. As jy instap by die skool, jy begin die skool volgende week begin, onthou die skool begin volgende week, vir julle nie geweet het nie. En julle wat by die werk instap, en waar jy oral instap, by jou vriende, daar stap jy in as die status van kind van God. Maar, julle weet mos nou in praktyk, is nog nie dit nie. Ons leef nog met 'n stuk van hierdie ou lewe in ons. En nou kom die Bybel en hy sê vir julle help. En dis wat Petrus, ek sê die amazingste boek, hy vat ons deur die hele faset van die lewe. En die eerste ding wat hy vir ons kom leer is om te sê, maar as jy nou die nuwe lewe het, en jy het nou hierdie status aanvaar, ek is 'n vreemdeling, en ek weet dat hierdie stryd binne in my, hierdie sonde baie keer binne in my is 'n stryd, ek gaan dit nie aanvaar nie, ek gaan daarteen veg. Dan sê hy, ek gaan jou help. Hoe moet jy optree? En die eerste ding wat hy sê, wat ek wil hê ons moet doen is, hoe tree mense op wat 'n nuwe status het in die kerk teenoor mekaar? Kom ek lees daar by 1 Petrus 4 vers 7 tot 11. Hy sê die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheers en nugter wees sodat julle kan bid. So die eerste belangrike ding wat ek hoor wat die gedrag van iemand moet wees, wie se status verander het, is iemand wat bid, wat sy kop reg is. Dan gaan hy aan. Hy sê bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen na mate hy genadegawe ontvang het die ander dien. En as iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. En as dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Amen. So hoe moet ons in die kerk, eerstens met ons nuwe status, want onthou hierdie is ons familie, hoe moet ons hier optree? Wat sal julle sê, is die mees belangrikste ding wat hier moet gebeur? Praat nie net van hier by die kerk nie, maar praat van by ons as gelowiges. Wat wil jy sê? Volgens hierdie gedeelte. Hy sê, daai laaste gedeelte sê, om God te verheerlik. Dis hoekom julle bestaan. Waarom bestaan ons? Ons bestaan primêr om God te verheerlik. So, dink gou-gou. Ons kry 'n nuwe status, ons kry 'n kind van God, ons raak vreemdelinge in hierdie wêreld, ons sê ja, ons weet dis 'n oorlog aan die gang. Maar die rede hoekom ek bestaan, om
Die rede hoekom ek in hierdie kerk behoort, of die rede hoekom ek deel is van God, of die rede hoekom ek deel is van God se familie, is om God te verheerlik. Gaan nie oor my nie. Gaan nie om te sê, en is niks met ons kerk uit te waai, dat ons nou in 'n sekere taal bedien nie. Het gaan nie oor ons taal of ons kultuur nie. Het gaan oor een ding. Ons kom hier by mekaar, want ons moet vir God verheerlik. Hy sê, so moet julle in alles God verheerlik. Nie in sekere goed. Ja, as Sondag by die kerk is, sal ons God verheerlik, en as ek by die omgegroep is, en as ek Bybelstudie doen, dan verheerlik ek vir God. En nee, jou uitkyk is vir God verheerlik. Dis waaroor ek bestaan. Maar nou kom hy en hy sê, as jy dit snap, gaan oor God, gaan oor jou nie, gaan oor die mens langs aan jou nie, het gaan nie oor hierdie mense wat vandag met ons in die kerk is nie, maar dit gaan eintlik oor God, maar dit gaan ook oor hulle. Maar die tweede ding wat hy sê is, vers 8, bo alles, die belangrikste, bo alles beteken, hy sê Engels sê, above all, the most important thing, naas God. Julle moet mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek alles. Bedek alle sondes. Die 1 Petrus 1 vers 22 sê hy, nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar ook weer van harte en vurig lief hê. Daai van harte beteken, in Engels sê dit mooi, hy sê deeply, so mekaar diep lief hê. Maar hy praat van ongeveinste liefde. Het jy al gehoor van so 'n woord? Ongeveinste. Hallo? Nie. Ek sê dit 3 keer agter mekaar, dat julle nou kan onthou, julle het 'n nuwe woord geleer, ongeveinste, ongeveinste, ongeveinste. Dit is so 'n woord, genuine. Het jy geweet dat so 'n woord? Okay. Jy sien so dit, so jy volgende week kerk toe gekom, en jy het nou 'n mooi woord kom leer, want dit beteken eintlik maar net sinseer, né? Ongeveinst. En die Griek sê mooi, hy sê genuine and sincere, and hence lacking in pretense or show. Dis 'n amazing manier hoe ons mekaar moet lief hê. Sincere, genuine. As ek nou kyk in jou oë, en as ek vandag jy uitstap, of jy uitstap, kan jy niks agter my rug van my sê nie, jy mag nie. Want as jy nie sinseer nie. Ons met mekaar genuine lief hê. En dan sê hy, van harte. Van harte is diep en innig. En hoekom dink julle dit? Hoekom is dit nodig? Want as jy om jou kyk vandag, en jy is min mense vandag, maar as jy net na hierdie mense kyk, elkeen van hierdie mense wat vandag met ons in hierdie kerk deel, het een of ander struggle. Ergens in die wêreld, hy word beledig, word gespot, of 'n struggle met 'n sonde, of wat ook al, struggle met gesondheid, noem het wat jy wil. Hier moet ons mekaar uitkyk. Want die wêreld gaan nie vir ons uitkyk. Die wêreld gaan nie oor jou worry nie. As jy kan geld gee, ja, dit is fyn. Maar God sê, julle moet vir mekaar uitkyk. Hy sê, julle moet mekaar sincerely lief hê. So jy kan nie weer een lelike woord agter mekaar se rug gaan sê nie, want dan is jy 'n geveinste. Dis die ander woord. Dan is jy nie sinseer nie. En dan is jy nie besig om die nuwe lewe te lewe nie. Tweedens, diep. En dan sê hy 'n interessante ding, hy sê vurig. Ons moet mekaar vurig lief hê. En daai woord is 'n interessante woord, dis die werkwoord beteken eintlik uitgestrek. Stretch. Nou, hoe werk dit? Jy het al gesien as jy met 'n kleintjie praat, en jy sê vir hom of haar, so, hoe lief het jy vir my? Wat sê hulle? So baie. Dis dit. Ons hier moet mekaar so baie lief hê. En nog meer. Want, sê hy in vers 23, hy sê dit mooi in vers 23, hy sê die rede daarvoor is, hy sê julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike
saad, die lewende en die ewige woord van God. Hoekom moet ons mekaar so baie lief hê, sincerely lief hê, met 'n diep liefde lief hê? Omdat elkeen wat sê, hy glo, is weergebore, is 'n kind van God. En niemand anderster gaan ons so lief hê nie. En dan gaan hy sê, hoe moet dit prakties werk? Dan sê hy, dien mekaar, hy sê, wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die woord van God moet elkeen na mate hy genade ontgaan met mekaar dien. Daar moet 'n gasvryheid hier wees. Jy moet uitkyk vir mense wat een kant staan. Dalk is dit iemand wat jy baie goed ken, maar vandag staan sy of hy net een kant. En dalk het hy nodig dat jy na hom toe moet gaan of na haar toe moet gaan en net sê, hoe gaan dit? En nie wegstap voor jy nie weet hoe gaan dit nie. Want jy weet mos die standaard antwoord. Goed, dankie self. Nou dis 'n smokescreen. Kyk in die oë en sê, "Mou gaan dit Jenny." Jy weet, vra ek altyd hoekom? Maar dan moet jy dink, hoekom gaan dit met jou goed? Eintlik gaan dit nie so goed nie, want iemand stel belang. Wees gasvry. Hy sê dien mekaar. Hier is 'n plek waar ons mekaar moet dien. Engels praat ons van I went to the church service. Ons praat ook van, ons het na die kerkdiens toe gegaan. Jy kan nie uitstap hier en sê, die diens was goed vandag, of die diens was sleg vandag nie. Dis nie die Spur nie. Die Spur kan jy sê, ja, die diens was goed en die diens was sleg. Ons kom om te dien. Jy kom uit te kyk vir iemand anders, om te sê, hoe kan ek iemand anders dien? Jy kan nie uitstap en sê, die koffie was nie warm nie. Maak die koffie warm, want jy is hier om te dien. En as ek sukkel om te preek, moet jy my kom help. En as iemand nie reg sing en nie dat hulle nooit ooit, maar as jy net staan nie reg nie, hou op, maun, kom dien. Dis waarvoor ons geroep is. Want ons het die nuwe lewe. Sê weer, is nie die Spur nie. Ons is nie op 'n passasiersboot nie. Ons help mekaar. Want niemand gaan vir ons anders te uitkyk as mekaar nie. Dis die eerste plek. Hy sê, soos jy die nuwe lewe het, hier waar julle by mekaar kom, hê mekaar so baie lief. Tweede ding wat hy sê is, hoe moet ons optree in die gesin en in die huwelik? Vrouens, in Petrus 3 vers 1, vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. En as daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die man sien hoe Godvreesend julle is, en hoe voorbeeldig julle gedra, sal hulle van Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om 'n woord te sê nie. Julle skoonheid moenie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees. Blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het groot waarde. Ek het nou gedink om die preek hier te stop. En nou, verstaan jy, weet mens nou moet dit nou in die huwelik werk. Maar kyk nou die vers wat baie mans ken. Kyk, baie mans ken nie die Bybel nie. Maar hulle ken vers 1. Staan er nie ergens in die Bybel dat die Here sê, jy moet aan my onderdanig wees nie? Ek weet dit staan ergens, man. Nie regtig, ek beloof jou, dit staan. Nou, hier staan dit. Nou kan jy het dit. 1 Petrus 3 vers 1 sê, mans ken hy vers, maar kom ons lees vers 7 eers. Praat ek eers 'n bietjie daaroor. Hy sê, mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag, wat saam met julle deel in die lewe as die genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder. Die man se hooftaak in die wêreld, in die huisgesin, is nie om die broodwinner te wees nie. Of om die beheerder van die remote te wees nie. Dis nie sy werk nie. Dis sekondêre. Sy sekondêre taak. Die man se hoofrol in terme van die Bybel, dwars deur die Bybel, sy moet bid. Hy is veronderstel om die geestelike hoof te wees in die huis. Hy is veronderstel om die geestelike leiding te neem in die huis. Hulle ken vers 1, maar vers 7 nee, dit moet nou uit te waai nie. Die Bybel sê, jy moet kan bid.
Jy moet kan geestelik lei en jy kan gaan kyk wat sê statistiek. Statistiek het bewys dat as 'n man sou besluit om God te volg, sê maar 'n man wat ver van die Here af was en hy besluit nou hy wil vir God volg, sê hulle statistiek dat 89% is die kans dat die gesin ook vir God sal volg. Soos 'n man sou besluit, ek gaan van nou af die voorloper wees in my huis, ek gaan bid, ek gaan die geestelike leier wees, sal 89% kere uit 100 die hele huisgesin volg. As 'n vrou 'n hartsbekering het, 23%, as 'n kind 8%. Die mans is die geestelike leiers. Julle bepaal die geestelike vlak in jou huisgesin. Jy bepaal dit. Nou ek moet sê, ek vind dit baie keer anderster. Ek vind dit is die vrouens wat Bybelstudie toe gaan, is die vrouens wat ernstig is met die woord. Nee, miskien nie altyd so nie, maar dit kan nie so wees nie. Jy is die geestelike leier. Want jy kan nie aanspraak maak op jou vrou se onderdanigheid en jou kinders se gehoorsaamheid as jy nie gehoorsaam is aan God nie. Wat 'n voorbeeld stel jy? Jy sê vir jou kind, luister, doen wat ek doen, moenie doen wat ek sê, moenie doen wat ek doen nie. Stop dit. Dis wat die Bybel sê. Hy sê, hoe moet jy optree teenoor jou vrou? Verstandig. Daai woord is eintlik wees sensitief, want hy sê sy is die swakkere een. Daar bedoel hy nie dommer of minder logies of wat ook al nie. Hy sê sy is swakker sensitief, want sy is mos hiervan af gemaak. Jy is mos uit stof uitgemaak. So rof. Jy sien mos hoe rof lyk ons. Maar kyk hoe fyn is 'n vrou gemaak. Uit 'n ribbebeen uitgekerf. Baie mooi. Dis so. Dis soos God ons gemaak het. So hy sê, weet dit. Sy is die een wat vir my baie meer sensitief is. So daai woord wees verstandig beteken eintlik, hy sê wees sensitief vir haar. Ek het vir julle 'n prentjie daar gesit. Handle with care. Dis wat hy van mans vra. Handle with care. Nou, ek dink in die tyd van Petrus moes dit 'n boodskap gewees het wat vir ouens gesê het, nou hy. Ons bly in die Midde-Ooste, 'n vrou is niks werd, jy koop 'n vrou en 'n donkie en sulke goed. En slawe. Jy het 5, 6, 7 vrouens. So vrouens is nie vir jou belangrik nie. Is vandag nog so in die Midde-Ooste. Ek onthou toe ons in Turkye gekom het, toe het ons by Amerikaanse vriende gekuier. En toe het hy gesê, maar hy moet die skottelgoed was, maar die skottelgoed, die kombuis, het so uitgekyk op die straat, sê hy, maar net die gordyne toemaak. Hy sê, want as een van die Turkse manne sien, hy was die skottelgoed, dan gaan hy heeltemal geen respek hê. Gaan hulle nie meer vir hom respek hê. Nee, die Midde-Ooste se mans het niks van hulle vrouens gedink nie. Nou kom hierdie boodskap van Petrus na 'n Midde-Ooste se mans en sê, mans, handle jou vrou met care, want sy is baie sensitief. Hy gaan aan, hy sê nie net dit nie, hy sê, jy moet vir haar eer bewys, verstandig, hanteer jou vrou verstandig. Nou daai verstandig kan ons nou op verskillende maniere ook verklaar, né? Want as jy nou regtig baie slim wil wees maar sensitief vir jou vrou, en dan gaan dit baie beter met jou in elk geval gaan, dit is verstandig. Maar hy sê, bewys haar eer. Dis die tweede ding wat hy sê, wees verstandig en bewys vir haar eer. En daai woord is interessant, ons sal hom ken, dis dieselfde woord wat hulle in die militêr gebruik het, vir salueer. Dis om respek te toon vir jou vrou. Dis wat hy sê. Toe ek nou so voorberei, toe dink ek, maar hoekom sal God hierdie goed nie vir die vrouens ook sê nie? Hulle moet ons met hulle mans ook so optree. Maar vrouens is van nature so. Hulle is sensitief. En hulle is respekvol. En dis is God hulle gemaak het, maar ons mans moet dit aanleer. En dis wat jy geleer as jy die nuwe lewe het. En nou kom hy en dan sê hy, nou kan jy dit verstaan, vrouens, wees aan jou man onderdanig. Wat 'n vrou sal nie saam met 'n man die pad loop as hy saam met God loop nie. As hy sê, my vrou, ons stap saam met God. Ons loop die pad, intieme, naby pad met God. Ek bid vir julle, ek seën julle. Wat 'n vrou, wat 'n kind, sal nie agter sy pa wil aanloop en sy pa wil aanloop.
Maar onderdanigheid beteken dit. Eerstens, as jy nou mooi gaan kyk, beteken die woord eintlik om te sê, ek maak my ondergeskik aan God, sodat ek jou met respek kan hanteer, and that's it. Dis nie vloerlap, jy moet luister wat ek sê nie, niks daarvan nie. Geen man het aanspraak op 'n vrou se respek, as hy nie die geestelike leier is nie. As jy nie die geestelike leier is nie, daar's geen ander mandaat wat jy het om vir 'n vrou te sê, jy sal onderdanig wees aan my nie. Dit pas nie in die nuwe lewe so nie. Nou sê hy vir die vrouens, en dis niks met julle make-up aan te doen en die mooi hare nie, maar hy sê, dit moet nie sekundêr wees nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees. Daai goed is belangrik, maar dit moet hier binnekant skoon wees. Dis meer belangrik. Hy sê, julle moet blywende beskeidenheid en kalmte van gees hê. Daai blywende beskeidenheid beteken 'n onsterflike sagtheid. Dis wat die woord beteken. Hy sê, vrouens, as jy die nuwe lewe ontvang het, dan moet daar binne in jou 'n onsterflike sagtheid kom. En 'n kalmte van gees. Die Engels praat van tranquil. Jy's 'n tranquilizer. Jy bepaal die emosionele temperatuur in jou huis. Jou man behoort, en hy is veronderstel volgens God se woord, die geestelike temperatuur te bepaal. Maar jy bepaal die emosionele temperatuur. Die mans weet dit, as hulle by die huis instap. Wat is die temperatuur in die huis? Jy sien dit. As daar geen hond of kat of enige sigbaar is, alles is weg, dan weet jy. Erns, het ek iets verkeerd gedoen. Dis is 'n tang in die huis. Dis nie so. Maar jy bepaal dit. Hy sê, soos jy kalm is, dan is die hele huis kalm. Hoe kan jy dit regkry? Maar jy het die nuwe lewe. Jy het die nuwe lewe. Dan gaan hy aan en ek gaan nou vinniger daardeur gaan. Hy praat oor ons gedrag in die wêreld. Hoe moet ons optree in die wêreld? Hy sê in 1 Petrus 2 vers 12 sê, gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle voorbeeldige lewe kan sien en hoor dan, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. So God word nog steeds verheerlik deur jou optrede. En daai woord, gedra jou goed, kan 'n mens eintlik maar so vertaal, om uitstaande karaktertrekke te hê van goedheid. Dis eintlik wat dit beteken. So, hy sê, julle ouens wat die nuwe lewe ontvang het, julle kry nie net die nuwe lewe nie, julle kry 'n nuwe makeover, so jy kry die uitstaande karakter van goedheid. So as iemand by die werk na jou kyk, of by die skool, of tussen jou vriende, of by die sport, maak nie saak nie, dan moet hulle die uitstaande karakter van goedheid hê, kan sien. Want ons is uitstaande. Ons is deur die genade van God gered, en sy kinders. Hy sê, so gedra jou goed, sodat jou karakter kan uitstaan, want dan sal al hou mense nie van julle nie, al praat hulle kwaad van julle, sal hulle respek hê vir jou. En ek het dit oral al baie keer in my lewe gesien, dat mense sê, ek glo nie in God nie, maar daar's 1 of 2 ons by my werk. As ek met 'n God glo, sal ek soos hulle wil wees. Want hulle is uitstaande. Hy praat oor die owerheid, hy sê, omdat dit die Here se wil is, moet julle onderwerp aan die menslike owerheid, of dit nou die keiser as die hoogste gesag is, of die gouverneur, as hy gevolmagtig is, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen, 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. God is die hoof van hierdie land, en van elke ander land. So hy sê, luister, hê respek vir jou regerder, al stem jy met hom saam. Want God is ons baas. Dit geld vir jou by jou werk. Hy sê, bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers. Of hulle nou goedhartig of vriendelik is of onredelik. Dis genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy in God getrou wil wees. Staan vas by die werk, sê hy. Maak nie saak wat sê mense nie. God is jou baas. God is jou baas. En as mense jou onregverdig behandel, ja, dit is sleg. Maar weet jy wat? Jy bly net hier so vir 'n rukkie. Jy gaan in elk geval eendag toe. God is jou baas. Moenie daai goed so op jou trek, dat dit die nuwe lewe
binne in jou so demp nie. Dan sê hy, en dit sluit ek my af, hy sê ten slotte, dis is sommer so 'n algemene ding, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig, moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Seën is 'n amazing ding. Dis hoekom ons tema van so amazing is. Out of the overflow. Want elke druppeltjie seën wat ek vir iemand anders te gee, kry ek terug by God. Hy sê dit hier. Hy sê seën ander mense. Hy sê sodat jy die seën van God kan verkry. Hoe meer jy goedheid aan ander mense betoon, hoe meer ruimte is daar vir God om vir jou goed te wees. Hy wil jou seën. Wees jy 'n blessing vir die mense met wie jy saamleef. Wees jy die een wat die goedheid van God indra in 'n geselskap in. Terwyl almal so down is en almal praat oor enige slegte goed, kom jy in en jy bring die seën. Want dis wie jy is. Daar staan, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Dit moenie jou gewoonte wees om kwaad te praat en te jok nie. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep. Maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Dis praktiese Christendom. So gaan lees nou weer die hele boek van 1 Petrus en sit dit ergens as jou manual van Christendom. Is nog baie ander. Praat hoe moet ons die duiwel hanteer. God roep jou. Hy kom en hy het ons kom loskoop en dis waarmee ons begin het met sy amazing grace. Jy het dit nie verdien nie. Hy het jou kom sê, jou kosbaarste besitting vir jou is jou lewe. Maar weet jy wat? Hierdie lewe gaan vergaan. Weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan vir jou 'n nuwe lewe gee wat onverganklik, onbesmetlik, onverwelklik is, wat vir altyd daar sal wees. En as jy dit glo, dan word jy nuut. Dan word jy 'n nuwe mens. Dan kry jy die nuwe lewe. En as jy die nuwe lewe gekry het, dan verander jou uitkyk op die lewe. Want jy's 'n vreemdeling. Hierdie lewe is nie waaroor dit gaan nie. Die ou wat die hoogste sport bereik het in hierdie wêreld. Die ou wat die rykste ou in die wêreld is. Almal het expiry date. Dink jy het baie geld en dan los jy dit vir iemand anders en dan vat hy of sy dit. En hulle blaas dit. Binne die eerste week. Myne sal die eerste uur uit wees. Kom. Alles wat vir jy gewerk het. Alles wat vir jy bestaan het. Alles wat vir jy gelewe het. Weg. Niks in hierdie wêreld verander jou uitkyk. Want niks in hierdie wêreld hou nie. Maar die nuwe lewe. En hy sê, as ons dan besef, ons het die nuwe lewe, en ons is vreemdelinge, gedra vir ons goed hier by die kerk, wanneer ons by mekaar kom, hê mekaar so baie lief. En so aan die huwelik, wys in die huwelik dat God ernstig is met jou en jy ernstig is met God. Sodat mense om jou kan sien, maar dis soos 'n huwelik lyk, waar God in beheer is. En tussen die mense, vra vir God se Gees om jou te help om 'n uitstaande karakter te hê. Van eerlikheid, nie kwaad praat nie, niks geskinder nie, maar wees 'n blessing. Kan jy jou indink, as jy môre instap in al die mense waar jy meer kontak het? En as hierdie mense se somme sal maak, dan kan ek so maklik dink, net julle invloedsfeer is in die volgende week meer as 1000 mense. As elkeen van julle net 10 mense ergens in hierdie volgende week meer saam iets te doen het. En jy is vir elkeen 'n blessing. Amazing. Dis wat God sê. Jy het 'n nuwe lewe. Kom ons bid. Here, ons het begin met daai lied wat sê nuwe lewe, nuwe toekoms. Ons weet hierdie lewe is vir ons so kosbaar en ons cherish dit want ons weet jy het dit vir ons gegee. Maar ons weet dit gaan vergaan. Ons weet alles wat ons besit, alles wat ons het, al ons verstand, elke liewe ding wat ons het, gaan vergaan.
Maar dankie tog vir Jesus. Jesus, dankie dat U vir ons gesê het, maar hoor die ouens, ek wil vir julle 'n nuwe lewe kom gee. Weet jy, ek sal betaal daarvoor. Met my kosbare bloed. En as jy dit glo, dan ontvang jy hierdie nuwe lewe. En Vader, ek wil vra dat die Heilige Gees wat binne ons nou stuur, dat hy vir ons sal wys, wat is daai een ding wat 'n aanpassing moet kry vanoggend in ons lewe? Daai een ding wat U wil ons hê. Ons moet die nuwe lewe begin wys. Miskien is daar baie. Maar help ons een vir een, stappie vir stappie, 2017 in en verder. Om te leef as vreemdeling in hierdie wêreld. Maar daarop uit is om God te verheerlik. Here, is my so lekker om hierdie mense net vir hulle te bid en vir hulle te seën. Ek wil vra dat hulle ook 'n seën sal wees. Vir hulle wêreld, gee hulle karakters. En vir my, wat uit sal staan. Nie omdat ons goed is nie, maar omdat U ons goed is. Amen. Kom ons sing 'n lied wat 'n gebed is. Jy kan maar staan. Mag elke woord wat uit my mond kom, wees soos Jene. En mag gedagtes uit my hart wees soos die môredag. Elk onuitgesproke woord en elke saak wat ek bedink, mag dit aangenaam en sinvol wees voor U aangesig, o Heer. Mag elke woord wat uit my mond kom, wees soos Jene. En mag gedagtes uit my hart wees soos die môredag. Elk onuitgesproke woord en elke saak wat ek bedink, mag dit aangenaam en sinvol wees voor U aangesig, o Heer. Want U is my God, U is my redder, U is my vrede. U is die rots waarop ek bou en waar ek skuil en vind. U is my kompas, U woord gee rigting, wanneer ek verlore raak. Daarop is dit my gebed, dat wat ek dink of wat ek praat, wel behaaglik voor U aangesig sal wees. Want U is my God, U is my redder, U is my vrede. U is die rots waarop ek bou en waar ek skuil en vind. U is my kompas, U woord gee rigting, wanneer ek verlore raak. Daarop is dit my gebed, dat wat ek dink of wat ek praat, wel behaaglik voor U aangesig sal wees. Wel behaaglik voor U aangesig sal wees. Kom sit maar so 'n oomblikkie. Ons het verlede week gevra as daar dalk iemand is wat 'n boek het die nie gebruik nie of dalk nog 'n DVD-stel het van verlede semester se goed, bring dit vir my asseblief. Ons gee dit vir ons. Want ons graag die Geraldton gemeente help om aan die gang te kom met Experiencing God. Dan, as ons nou by die heel laaste keer voor die nuwe tema begin en afskop, so as jy nog nie so blaadjie het nie, dit gee die hele eerste kwartaal se preektemas. Daar is ook 'n kalender. Jy kan almal se verjaarsdae opskryf. Wie doen dit nog? Wat? Het jy nie 'n app nie? Nee man, kry vir jou app. Maar in geval, jy kan het maar hier opskryf. Hier is 'n kalender, dis 'n heerlike ding om te hê. Jy het in die yskas vas te sit.
En dan is ons boekies hier. Hier is die boekie, wat 'n Bybelstudieboek is, wat ek jou wil aanmoedig om te vat, dis $5. Daar is 'n masjienkie daar, jy kan met jou kaart betaal. Dis in Engels. So ek hoop jy gaan iemand nou kom en sê, maar luister, ek gaan julle dit in Afrikaans vertaal, want ek het nie nog kans gekry in Desember maand om Afrikaans en Engels te skryf nie. So ons het hierdie boekie self geskryf, ek en Anita van Lemming. Dit is 'n Bybelstudieboek vir die hele gemeente, maar ons glo ook vir die gemeenskap. Ek het reeds met die Baptist Kerk gepraat, hulle kyk ook na so iets. So ons wil die gemeenskap ook hierdeur dien om te sê, hier is iets wat ons voel geskryf word vir ons gemeente en vir ons gemeenskap en vir ons omgewing. Hierdie gaan oor disippelskap. Dit gaan oor hoe Paulus met Timoteus gewerk het, want elkeen van ons is 'n disipel. En dis waaroor dit gaan. Elkeen van julle laat 'n legacy. En baie mense sê vir my, maar ek het niks om vir iemand te gee nie. Dis nie waar nie. As jy 1 druppel iets geleer het, sê maar vanoggend, of in hierdie week, of hierdie afgelope jaar, dan is dit iets wat jy kan gee. Want dan gee jy uit jou oorvloed. En dis wat 'n legacy is dat jy ergens waar jy loop, iets agterlaat. En wat hierdie boek ons gaan help is om te sê, hoe gaan ek 'n connection kan maak met God, maar met ander mense? Want hoe Paulus en Timoteus en God se gees dit gedoen. Dis 'n 5 elke dag, elke week 5 dae, en as die omgegroep materiaal is ook hier binne ingebind. So jy kan daarvan vat, as jy vir iemand anders daarvan wil koop, kan jy dit, jy is ook welkom om dit te doen. Maar ek wil vir jou vra, miskien is jy iemand wat sê, maar luister, die Here roep my, ek wil dit graag in Afrikaans vir ons vertaal. Ek sal so bly wees, want dan kan ons dit Suid-Afrika toe ook stuur. Ek het net nie tyd gehad nie. As daar enigiemand is, praat met my en sê, hoor jy, ek voel ek word nou geroep om dit in Afrikaans te vertaal. Het sal wonderlik wees as ons dit in Afrikaans ook kan hê. Goed. As daar 'n gevraag daaroor is, vra my volgende jaar weer. Nee, gaan bestudeer die boekie. Dit is amazing wat die Here vir julle gaan hierdeur leer. Ek is opgewonde daaroor. Goed, dan die omgegroep, as jy nog nie deel is, as jy nog nie deel is van 'n omgegroep nie, wil jy nie vir hierdie kwartaal net deel raak van hierdie omgegroep? Dis 9 weke. Kom sê vir my, luister, ek is nie in 'n omgegroep, maar ek voel ek wil net hierdie kwartaal saam met die omgegroep hierdie ding deurwerk. Sit as jy in 'n omgegroep of 'n stig 'n nuwe omgegroep, want dis amazing. Ons het 9 omgegroepe in ons gemeente, meer as 50%. So as jy nog nie daarin is nie, vra, dan sit ons vir jou in 'n omgegroep. Kom praat met my na die tyd. En nou kan jy gaan na die jeugd. Ons is so opgewonde want die jong mense gaan by die youth church gaan hulle dieselfde behandel. Dirk skryf daaraan en verander dit en verwerk dit so 'n bietjie. Maar hierdie gaan ons in die jeugkerk ook aanbied, maar die youth begin oor 2 Vrydae, die 10de Februarie. So julle moet dit adverteer, julle moet nuwe mense bring, julle ou mense, ou tieners moet kom, die jong tieners moet ook kom, bring mense na Dirk se die youth op 'n Vrydag aan, want dit is so wonderlik wat daar gebeur op 'n Vrydag aan. Kom ons eer die Here met ons offergawe, en dis ook weer 'n gebed wat ons gaan soms saam sing terwyl ons so sit. Neem my lewe, laat dit Heer. Wees meer en meer, laat my hart gedurig jou en van dankbaarheid getuig. Leer my hande mandelstaan, diensbare die goeie weg. Neer my voete skoei al hier, met bereidheid tot U eer. Leer my stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my
vir die dankoffer. Ons is so dankbaar vir wat U vir ons gee. Ons wil regtig vra dat U dit sal seën. Ook in hierdie jaar, 2017, wat ons weet, 'n groot jaar ook in ons gemeente gaan wees. Dat ons dit so sal gebruik tot U eer. Amen. Kom staan en ontvang ons die seën van die Here. En dan gaan drink ons heerlik saam koffie. Wees gasvry. Hê mekaar so baie lief, né? Okay. Ek kom lê op julle elkeen nou. Die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus die Here, die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, rus op julle elkeen nou, vandag, en totdat Jesus ons kom haal. Die Here seën julle. Amen.